Hoe gaan het? As het goed gaan, flit daar met jou ligte of druk 'n hoester of iets. Mooi. Jong, hulle gaan dink ons begin toi hier so oor iets, maar ek is bly dit gaan goed met elkeen. En ja, ons lewe in 'n lewe van eerstes, né? Weet nog, ek dink ons sal nou eendag so kerk hou. Maar die Here sê mos waar twee of meer bymekaar kom, daar is hy. So, as jy nou vanoggend alleen in jou kar sit, dan weet ek nou nie, die Here sal oom Philip, hoe moet maar iemand anders as 'n kar inklim, jong. Die ek grap sommer, die Here is met ons, en ek weet hy is opgewonde oor dit wat vandag gebeur, en ja, ons is hier om sy naam te verheerlik en sy naam groot te maak, en ek glo dit wat hy met ons wil deel, dat dit 'n impak sal maak, dat dit beweging sal voortbring, en dat dit ons net meer en meer verander in die beeld van Jesus Christus. So, ek weet, Tannie Cynthia het verlede Sondag verjaar, dink sy is 13 en 'n half. So, ons wil net van ons kant af haar baie geluk sê, en ja, so kom ons druk 'n hoeter, gee 'n ander klap. En ek weet, Amber het ook gister verjaar, so ek weet nie of sy hier is nie, maar ons wil net van ons kant af haar ook baie geluk sê, en ek hoop dit was 'n spesiale dag vir elkeen van julle, en mag die Here se guns en seën op julle rus vir die jaar en jare wat voorlê. Want ek moet dink, daar's nie enige ander afkondiging. So die toilette is nie oop nie, so ek hoop almal het goeie knypers. Ons wil probeer om beweging so veel moontlik te beperk, en dan gaan ons nou nog vir hom Paul geleentheid gee, hy gaan vir ons lei in aanbidding, en ons daaronder het ons 'n mandjie neergesit, so as jy gelei voel om te saai, moenie ongehoorsaam wees nie, wanneer ons uitbeweeg kan ons dit doen, en ek dink dit is omtrent dit, as ek nou enigiets gemis het. So kom ons buig die hoofde en ons begin vanoggend se verrigting in die naam van Jesus. Ons Hemelse Vader, baie baie dankie vir die amazing voorreg wat ons het, om as broers en susters 'n gemeenskap in krag by mekaar te kan kom. Here, en ons is hier vir een rede vanoggend, dat U naam verheerlik word. Here, dat ons lewens kan bring as lewendige offers, Here. Here, om U naam groot te maak, Here, om ligdraers te wees, Here, sodat U verheerlik kan word. Here, ek wil bid vir elke lied wat opgaan, Here, elke persoon wat saam sing, Here, dat dit absoluut sal wees vir eer en verheerliking van U naam. Here, U verdien vanoggend al die lof, al die eer, al die glorie, al die aanbidding. Here, want U is 'n God van liefde, U is 'n God van genade, U is 'n God van tweede kansse, Here. Here, en U hart is vir ons. Here, U hart is om ons te seën. Here, U hart is om U liefde oor ons uit te stort, Here. Here, en soos wat die natuur vanoggend nie anders te kan as om U naam groot te maak, Here, in die sin van dat hulle doen wat hulle geskaap is om te doen. Here, wil ek bid dat ons ook ons doel duidelik by U sal hoor, waarvoor U ons geskaap het, Here. Wat is U perfekte plan met ons lewens, die pad vorentoe, Here? Here, dat alles sal gaan oor U en U lof en U eer. Here, ek wil net bid vir elke persoon wat vanoggend hier sit, Here, wat dalk 'n uitroep het. Here, wat dalk wonder of U hulle raak sien. Here, wat dalk vasgevang is in omstandighede en boodskappe hoor van alle kante af, Here, wat hulle wil afdruk en breek in die lewe. Here, wil ek bid dat U deur die Heilige Gees net U liefde, U krag, U salwing en hulle sal openbaar, is my gebed in Jesus naam. Amen. So ek gaan nou oorgee vir hom Paul, hy gaan vir ons lei in aanbidding, en hy sing vanaand 4:30 daar in Sprigstraat, so reg oor kant aan die Betsy. So as julle verveeld is, of net wil goeie musiek kom hoor, kom ondersteun hom vanmiddag 4:30. Baie dankie, Paul. Môre, ja, van my kant af ook. Baie welkom hier so by die Eerste Kerk Driving. Ons prys die naam van die Here. Ek het net vir 'n kans om die gitaar nie goed reg te kry, dan gaan ons die naam van die Here groot. Ja, soos Pastor Quentin gesê het, ons is vir een rede hierso.
Dit is om die naam van die Here groot te maak. So, nou wees dit, as jy liedjie ken, sing hom lekker saam met my. Dis redelik bekende liedjies ons gekies het. So, ons prys die naam van die Here. Jesus kan alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Ja, Jesus kan alles doen, ja, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen, ja, alles doen. Ja, Jesus kan alles doen, ja, alles doen. Hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, ja, alles doen. Jesus kan alles doen, ja, alles doen. Ja, Jesus kan alles doen, ja, alles doen. Hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, ja, alles doen. Hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, ja, alles doen. En allemaal aan my woord daaronder. Daai, druk so. I keep falling in love with him. I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. En in Jesus het ons 'n nuwe lewe gevind. I found a new way of living. I found a new way of living. I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit. I'm abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, he has made them mine. I found prosperity, power and victory, abiding, abiding in the vine. Oh, I found a new way of living. I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit. I'm abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, he has made them mine. I found prosperity, power and victory, abiding, abiding in the vine. I found a new way of living. Yes, I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit. I'm abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, he has made them mine. I found prosperity, power and victory, abiding, abiding in the vine. Let's talk about Jesus, the King of Kings is he, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's
talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Nog een keer. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus more and more. Kom nou is die tyd om te aanbid. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Oh, come, come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Oh, come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Oh, come. Jesus, we want to worship you. We praise your name. We glorify you. We honor you, Lord. We glorify you, Jesus. Hallelujah. We lift up your name, for you are great. You are the great God of heaven and earth. You are clothed in glory and majesty, and we lift up your name, Jesus. Hallelujah. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great
and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. He's the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names. He's the name above all names, so worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Loof net die naam van die Here terwyl jy daar so sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Jesus, you are great. We worship you. We praise your name. We honor you, Lord, and we lift up your name on high. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else
morning, we just want to sing out to you, Father God, for you are great and you do miracles in each of us lives. Lord, we honor you, we worship you. En Vader, ons wil u net oplig, ons wil u verheerlik en aan u die hulde en die eer en die lof en die aanbidding bring. Dankie dat u steeds mense gesond maak. Dankie dat u steeds mense red. Dankie dat u steeds mense vry maak van die mag van Satan. Dankie dat u steeds mense gebruik om te getuig. Here, want dit is ons doel op aarde, is om te getuig van hier af Here tot aan die uithoeke van die aarde, is ons almal besig om u naam te verheerlik. En Vader, dit wat vanoggend hier so gebeur, is alles net tot eer en lof en hulde aan u, my koning. Ons is nou gereed om te hoor dit wat u deur die knegt ook vir ons wil sê. Vader, maak ons harte oop, maak ons harte ontvanklik, dat u woord op vrugbare en voorbereide grond sal val. Dit ons alles net in u kosbare naam. En ons sê baie, baie dankie daarvoor. Net voor ek vir pastoor Quentin in die woord stel, ek het hom gevra, ek gaan 'n liedjie ook vir ons speel. Wat 'n bietjie aansluit by die tema wat hy vanoggend oor praat. Dit is, wie is jy in Christus? Kom ons luister daarna. Eers het jy hard probeer om net te wees soos Dawid, koning wat regeer. Eers asof jy betaal is, Samuel in sy grysheid, lewensgroot rolmodel, deel met jou sy allerwysheid, en jy hoor hoe hy vertel. Jy, soos die Here jou gemaak het, wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê, wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy. Ek weet wat jy bedoel, jy voel soms so eenkant, kry jy ook die gevoel, jy staan hier aan die alleen kant. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek probeer sê. Luister nou met 'n fyn oor, jy's gemaak net soos hy jou wou hê. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy. Jy, soos die Here jou gemaak het, wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê, wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy. Daar sê, baie dankie oom Paul. Ek dink ons kan vir hom 'n lekker hande klap of 'n hoed gee. Baie dankie, ons waardeer dit.
sê. Jong, hierdie is nou 'n nuwe ding vir my. Kan ek maar vra, ek het so 'n bietjie lockdown gewig opgetel. So kan ek by die daas afhaal want hy wurg my regtig waar. Ek sê vir Botha vanoggend al, hierdie ding sit baie knap. Ek wou jy as ek vanoggend sonder 'n hemp, nie sonder 'n hempie, sonder 'n baadjie gekom en dis ek vir Botha ek die baadjie gaan aantrek want my hemp sit te styf. So anyways, maar dit is maar cool genoeg om hom aan te hou. Weet julle, ek wil vanoggend iets deel wat ek dink as ek 3-4 jaar terug in die gemeente gedeel het die een Sondag. En is of die Here net regtig waar dit op my hart lê om weer 'n keer daaroor te deel. En die tema daai tyd was 'n nuwe land, 'n nuwe naam. En ek voel regtig waar die Here regtig met ons praat oor wie is jy? Weet 'n persoon se naam loop jou mos vooruit. Weet wie sê die mense is jy? Wie dink jy is jy en wie sê die Here is jy? Want ek is seker daar gaan baie verskillende opinies wees as ons begin name noem en elkeen vertel sy ervaring van daai persoon. Gaan daar heel wat verskillende storieetjies uitkom. Weet wat ek wil graag 'n storie deel wat hulle gedeel het toe ons een keer konferensie gehad het bo in Johannesburg. Een van ons denominasie se leiers het die storie vertel en hy sê hy wil hom 'n nuwe kar koop. En hulle gaan na 'n garage toe en dis hierdie smart nuwe blink BMW. En jy weet dis 'n grand kar, hy stop gehalte, alles is die beste van die kar. Maar hy kry net nie regtig gevat aan hierdie kar, jy weet nie, iets breek hom oor hierdie kar. Hy het die geld, hy het alles om die ding te koop, maar hy weet net iets pla vir hom hier binne. En hy maak dit ook 'n gebedsaak en hy vra vir die Here, maar hoekom kry hy net nie hou vas aan die kar nie? En hy sê die Here vat vir hom terug toe hulle baie jonk en klein was. Is 'n kleerlingpastoor. Weet en hulle het in 'n arm gebied, ek neem aan seker die kleerlinggebied daar waar hulle gebly het hulle gewoon. En hulle het maar arm groot geword. En iemand het een keer vir hulle gesê, jy koop nie 'n outomatiese kar nie. Want jy kan nie 'n outomaties so maklik aan die brand stoot nie. En die BMW was 'n outomatiese BMW. En weet, hy het al baie jare terug sy lewensomstandighede ontgroei. Die armoede, die gebrek, die gesukkel om mekaar in die oggend aan die brand te stoot, want die batterye, was nie geld vir nuwe batterye nie. So dis hoe hulle geleef het. Maar hy het dit heeltemal ontgroei, maar daai ding wat hy nog nie meer gedeel het in sy hart nie, het nog daar gebly. Jy is arm, jy gaan sukkel, jy moenie te grand leef nie, want iewers gaan dit jou inhaal en jy gaan nie kan cope nie. Jy weet in Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. Soos jy jouself sien, so sal jy wees. So as jy jouself nog sien soos wat jy 10 jaar oud was, van armoede en swaar kry, en wat ook al gebeur het in jou lewe, as jy nie deel met daai goeders nie, groei jy op, en jy gaan aan deur die lewe, en jy is nog gevangene van die omstandighede, van die toestand, van jare terug dalk. Weet ek het iemand hoor sê, hy sê jy kan jou haarkleur verander. Die hele vrouens like ons dit, elke week is 'n nuwe model. Jy kan jou haarkleur verander. Jy kan van werk verander. Jy kan van adres verander. Jy kan tot immigreer na 'n ander land toe. Jy kan van man of vrou verander. Maar die woord van die Here sê in Romeine 12, word verander deur die vernuwing van jou denke. Jy kan uiterlik kan jy alles verander. Jy kan uiterlik, man, jy kan alles oorbegin. As jy nie begin anders te dink oor wie jy is en oor wie jy in die Here is nie, gaan jy
ander haarklere, ander man, ander vrou, ander werk, ander kar, ander huis, selfde jy. Selfde probleme, selfde issues, en jy gaan net aan op dieselfde trant in jou lewe. Weet jy, ek dink baie van ons is vasgevang nog in daai ding. Ons probeer uiterlik goeders verander, ons probeer ons omstandighede verander, maar ons sukkel met dieselfde goeders. Dan dink ons, as ek net 'n nuwe kar het, as ek net my eerste miljoen in die bank het, as ek net 'n ander vrou kan kry, 'n ander man kan kry, 'n ander baas kan kry, dan gaan ek ook 'n beter mens wees. Weet, ouens sê dalk, ek kan 'n goeie lidmaat in die kerk wees, as dit nie was vir my pastoor nie, as dit nie was vir my bestuursraad nie, as dit nie was vir die nie. Ek kan 'n goeie werknemer wees, as dit nie is vir my baas nie. Weet, maar op die ou ene van die dag, is dit wat uit jou uitkom, nie iemand anders is 'n verantwoordelikheid nie. Dit wat in jou is jy. Dit wat uitkom, is dit wat manifesteer in daai oomblik. Dis nie jou man of jou vrou se skuld as jy in 'n woede by uitbars nie. Die woede kom nie uit hulle uit, die woede kom uit jou uit. Die jaloesie kom uit jou uit. Die trotsheid kom uit jou uit. Dit kom nie uit ander mense uit nie. So net wat uitkom, ekskuus, daar praat ek baie 'n bietjie hard. Net wat uitkom is dit wie jy is en wat binne in jou is. En net die Here kan vir jou wys die goeders waarmee hy wil deel, hoe hy jou hart wil verander. Ons wil hê alles moet uiterlik verander, dan sal ek nie so reageer nie. Maar dit is nog steeds binne in jou, of dit nou uitkom of nie. Tot die Here dit nie uithaal en wegvat nie, bly dit jy. So ons grootste geveg is om hierdie goeders na die Here toe te bring. Weet, ek wil 'n statement maak en sê, jy is slegs wat jou naam sê jy is. En dalk nie ander mense se opinie van jou nie, jy is slegs wie jy sê jy is. Jy gaan nie anders te wees wie jy sê jy is nie. Maak nie saak, jy tot die Here nie kom, en hy kom verander jou denke, en hy kom sluit jou oë oop, as ek dit so kan vat, oor hoe hy jou sien, en wie jy is in hom nie. Gaan jy maar aanploeter, tot die Here kom en hy kom maak iets lewendig. Jy weet, ek wil vir ons 'n bekende gedeelte lees, in Markus 8, vanaf vers 27. Dit sê die volgende: En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra Jesus vir sy disippels: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord en hulle sê, sommige sê Johannes die Doper, en ander sê Elia, en ander sê een van die profete. Weet so, die mense het nie regtig geweet wie Jesus is. Daar was baie sprake rondom, wie is hierdie man wat al hierdie goeders doen? Al hierdie wonderwerke doen, al hierdie genesings voortbring, en wie so kragtige testimonie het. So, daar is verskillende opinies. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, wie sê jy is Jesus? Wie is hy vir jou? Tot waar is jy bereid om te glo? Tot waar is jy bereid om saam met hom die pad te stap? Tot waar is jy bereid dat jy kan sê, Here, ek gee tot hierdie oor in my lewe, of is daar gedeeltes wat jy terug gaan sê, jong, ek kan nie daai vir die Here gee nie. As hy regtig moet weet wat in my hart aangaan, sal hy my nie kan aanvaar nie. Ek moet net my mooi kant vir hom bring. Weet, hy kan nie deel met die slegte kant nie. Weet, en toe gaan Jesus verder, en hy sê toe vir hulle, hy vra vir die disippels, maar julle, dis nou die 12 wat saam met hom stap, hy vra, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, U is die Christus. En weet julle wat is vir my, as ek daai stukkie lees, wat vir my altyd so uitstaan, ek het dit al 'n paar keer al genoem in die verlede ook. Maar daar was 12 disippels, wat saam met hom gestap het. En net een het geweet, wie is Jesus? Weet, dalk sit jy al vir 20, 30 jaar in die kerk, en jy weet nou nog nie wie is Jesus nie. Dalk sit jy al vir jare hierso, en jy weet nou nog nie wie is. Dalk is jy 20, 30 jaar getroud, en jy weet nou nog nie wie is jou man, en wie is jou vrou nie. Wie is jou kinders nie. Jy weet, ek glo elkeen van ons het 'n naam, as jy iewers ter kom. Jy weet, wat 'n naam het jy? Wie sê jou vriende is jy? En dan is daar vriende en as vriende, as jou dronkpelle en jou tronkpelle en jou kerkpelle. En elkeen van hulle gaan 'n ander naam hê vir jou.
Elkeen van hulle gaan 'n ander opinie hê van jou. Weet, wie is jy onder jou, wie is jy by die werk? Wie is jy wanneer dinge verkeerd gaan? En vir jou, wie is omas tannie na die kar stamp? Wat 'n vir jou kom dan uit? Jy weet, wie is jy in die kerk? Weet, wat 'n naam het jy as ma, as pa? Weet, hoe hanteer jy jou kinders as hulle alles gehoorsaam wat jy sê, en hoe hanteer jy hulle as hulle bietjie stout is? Weet, dat op die ou einde van die dag is dit makliker of jy is wat jy doen en wat jy leef. Mooi man. Jy is wat jy doen en wat jy leef. Jou kinders gaan jou voorbeeld volg, nie altyd jou woorde volg nie, want jy is wat jy doen en wat jy leef. Weet, wat 'n naam het jy as broer en suster in die kerk? Weet, wat 'n naam het jy wanneer alles goed gaan? Wat 'n naam het jy wanneer dinge sleg gaan? Ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Kolossense. Dit moet net hier so oopmaak. Hierdie windjie roer al so lekker. En Paulus skryf hier aan die gemeente in Kolossense, en hy skryf hulle die volgende, Kolossense 2 vanaf vers 13. En hy sê, en julle wat dood was deur julle misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het. En die skuldbrief wat teen ons was, wat met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en uit die weg geruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Weet julle, die woord sê, ons is dood deur ons misdade, van die begin af. Wel, dis daarom 'n slegte manier om te begin in die lewe. Jy begin sommer dood. Jy weet, as iemand nog lewe, al is hy hoe siek en hoe krippel en hoe stikkend, hy kan nog gesond word. Hy kan nog verbeter, hy kan nog regkom. Maar as jy dood is, beteken dit jy het jou kans gehad. Daar's nie meer nou 'n regkom kans. Jy begin sommer dood. Jy weet, ons was in die woord, ons is dood deur ons misdade en ons onbesnedenhede. So jy word gebore in hierdie toestand van doodsheid. In sonde, deur die woord word ons gebore. Nou, wie van julle weet, wanneer kry 'n mens gewoonlik 'n naam? Niemand nie. As ek weet, is wanneer jy gebore word, dan kry jy 'n naam. Nou, ek het nog nie 'n kind gesien gebore word met kleertjies aan en alles is mooi, weet, daar kom sommer uit, klaar aangetrek, klaar volwasse, klaar geleerd en alles is onder beheer nie. Party kinders is naby, jy weet, hulle kom grand uit, maar nog nie so grand nie. Jy weet so, wanneer 'n ou 'n naam kry jy hom poedelnaken kaal. Daar's niks om weg te steek nie, daar's niks wat jy kan doen om jou mooier te maak. Jy kry daai naam in jou naakte toestand. En God weet vanoggend, wie is jy agter alles? Agter jou titel, agter jou geld, agter jou huis waarin jy bly, agter jou grand kar, agter die masker, agter die voorgee, agter skynheiligheid, agter trotsheid. God weet wie is jy naak voor hom. En jy kan niks van hom wegsteek nie. Weet in Adam en Eva is geskape, en dit is vir my so amazing, ek wil gou 'n bietjie met die mans deel. Weet, God het vir Adam gesê, ek gee vir jou die verantwoordelikheid om alles op aarde 'n naam te gee. En wat jy hulle noem, dit sal hulle wees. So pa, man, besef jy die krag van jou affirmation, jou woorde? As jy vir jou kind sê, jy stupid, jy gaan dit nie maak in die lewe nie, jy is 'n mislukking, jy gaan niks bereik vir jou dogter sê, want jy gaan nog swanger raak op 13, en jy gaan, as jy so aanhou leef, jy skep 'n oop deur, 'n scenario vir daai insident wat jy dalk nie wil hê nie om te gebeur.
Die woord van die Here leer ons lewe en dood is in die mag van die tong. En dan gaan hy verder en hy sê, die wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek sê nie, dit is net mans nie, vrouens ook, maar daar's iets aan 'n man. Gaan kyk in die woord van God. Die man is die een wat sy kinders geseën het. Die man is die een wat vir sy kinders gesê het, jong, ek seën jou sodat jy kan prosper om vorentoe te gaan. Ek bless jou en as jy iemand vervloek en man, jy bind daai persoon vas in die lewe. En hulle sukkel dalk om hulle hele lewe lank om ontslae te raak van hy ding wat hulle breek, wat dit ook al kan wees. Maar in elk geval om terug te kom, voor ons afdwaal. Adam benoem die diere en weet en God sê, dis nie goed dat Adam alleen is nie, so bid maar vir my. Maar God sê, dis nie goed dat Adam alleen is en hy maak vir my maatjie. Toe begin die moeilikheid. Weet en Eva wandel aan die tuin, sy getralalala, en sing al so, en maak die Here se naam groot, sy kom by die boom. En hier kom Satan, hier kom die slang, en hy sê, is dit so, dat God gesê het, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterf, en sy sê, ja, en hy sê toe vir, maar dit is nie so nie man, God weet, as jy van hierdie vrug vat, en jy vat hy hap, dan sal jy soos God wees. Weet jy, net daar kom die probleem. Want hoekom wil Eva hierdie slegte naam hê van Eva, as sy 'n beter naam kan hê en sê, ek het dieselfde naam as God. Weet jy, ons word altyd mislei in die area van identiteit en naam en wie jy is. Dis Satan se grootste wapen. Hy wil ons, jy moet glo, jy is beter as wat jy werklik waar is. Jy is meer belangrik as iemand anders. Jy is net 'n tikkie beter, maar nie baie, jy net 'n millimeter, maar jy is net bietjie beter as die ander ou. En dis waar hierdie dinge begin in ons lewe. Jy weet, nou begin ons neerkyk op ander. Nou begin ons begeer, want ek wil Jody se kar hê, want ek voel ek verdien dit. Ek werk baie harder, hoekom kan hy so 'n kar hê en ek moet op 'n preekstoel staan? Weet jy, ons begin hierdie goeders begeer, dit begin in ons hart, dit begin alles met 'n naam. En die slang verlei vir Eva, en hy sê, man, jy sal soos God wees as jy daai vrug vat. En Eva kan die versoeking nie weerstaan nie. Sy dink, hier is ons nou my kans. Ek kan gelyke vlak met God wees. Ek kan nog beter as Adam wees vir al wat saak maak. En sy vat hy hap. Weet jy, die volgende oomblik gaan haar oë oop en sy besef, maar hier is ons nou fout. Nee, wacht, ek praat hier die waarheid nie. Sy vat van die vrug, en die woord sê, sy gaan na Adam. En toe Adam die hap vat, die vrou het klaar geëet, wat sê die woord? Toe gaan hulle oë oop. Want vir wie het God die opdrag gegee om nie te hap nie? Vir Adam. Die oomblik toe Adam ongehoorsaam is aan die stem van God, toe gaan hulle oë oop, toe besef hulle maar, hier is fout. Jong, ons sien nou goeders wat ons nie voorheen gesien het, die goeders wat my skaam maak. Goeders wat my 'n slegte naam gee, weet ek voel ontbloot. Ek wil wegsteek hierdie goeders wat ek nie wil hê ander moet wees nie, en ander moet weet nie. En wat gebeur toe? Die woord sê, God het altyd in die aandwindjie gekom en hy het saam met Adam en Eva gewandel. En toe hulle naaktheid besef, toe gaan hulle bos toe. Dis 'n regte makweta. Weet, toe gaan hulle bos toe. En hulle gaan kruit weg. En hulle vat plante. En hulle probeer al hierdie skaamte in hulle lewe probeer hulle wegsteek. En my boetie, my sussie, ek weet nie, so gaan ons op hierdie lewe. Ek kan 'n paar blare noem wat ons gebruik, jy weet. Ons blameer ander. Dis hoekom ek so reageer. Weet, dis hoekom ek 'n woede uitbarsting het, dat my vrou het wragtig weer die toast gebrand. Na 30 jaar kan sy nog nie weet hoe werk die toaster nie. Monica? Jy weet, en dit is, en ons bly mekaar. En ons wil onsself in 'n krul ruk oor dinge, die gas as ons wil gaan, en dan blameer ons ander, en ons maak ons eie opinies belangriker, en ons is dit hierdie goed wat manifesteer in ons lewens.
Weet ons maak verskonings. Wat het Adam gedoen? Toe God hulle roep en hulle kom uit so, ek neem maar so verleen, so wegsteek, loopie, kom hulle uit. En God vra vir hulle, maar hoekom kruip hulle weg? En hulle sê, want ons is naak. En God sê, maar wie het vir jou gesê, jy is naak? En God sê, maar die vrou het my die vrug gegee. Weet, dit is hoe ons gaan, ons blameer mekaar. Dit is nie my skuld nie. Dit is die vrou. En wat hy eintlik sê, hy sê nogal vir God, die vrou wat jy gemaak het my die vrug laat eet. So wie blameer en eintlik, ek blameer vir God, dit is jou skuld, jy het hierdie slegte vrou gemaak. Sy is nie tevrede met haar naam nie. Weet, en die vrou blameer die slang, en niemand kom op die plek wat jy dit ou nie. Niemand kom op die plek en sê, luister ek het 'n begeerte om meer te wees as wie ek werklik waar is. Ek het hierdie begeerte om myself op te hef, net daai bietjie. Ons wil nie deel met daai goeders, jy weet, ons wil deel met die uiterlike dinge. Ek gaan net nie vloek nie te baie vloekie, ek drink my daarom nie dronk nie, en wat ook al die ander uiterlike sondes is. Weet, ons dink as ons daai goeders onder beheer het, dan is ons okay. Maar God sê, hy kyk na ons hart. Hierdie begeerte wat niemand van weet, jy weet, hoe ek na Stefan kyk en ek dink, yesterday, weet, daai masker, laat jou neus daarom baie groot lyk. Ek vat net in 'n ligtelike noot, maar hoe ons mekaar oordeel, hoe ons mekaar se aksies oordeel, hoe ons voel oor mekaar, ons sal dit nooit sê met ons woorde nie, maar weet, dat die binne aangaan, daai haat, daai neidigheid, daai donkerte, dis waarna God kyk. En ons loop met daai goed rond, en uiterlik maak ons of ons alles onder beheer het. Weet, ons is in die kerk, en ons is in die band, en ons is voorbidders, en ons doen al hierdie dinge. Maar hy goed in ons hart. En ek sê nie, daar is 'n perfekte mens nie, daar is nie perfekte mens nie, almal sukkel met daai goeders. Ons is in sonde gebore. Ons is doodgebore, soos ons gelees het. Maar die grootste probleem is, ons wil nie die goed erken nie. En solank as dat jy goed in die donker hou, het Satan hou vas op jou. Die beste ding wat jy kan doen is, gaan na iemand toe en sê, luister, jy's ou, ek is jaloers op jou, ek het geskinder van jou. Bring my goed in die lig, dat jy kan deel met dit, dat die Here kan inkom, dat die Heilige Gees kan inkom, jy kan vrymaak. Maar hoe langer jy die goed in die donker hou, hoe vaster en hoe vaster hou hy goed jou. Jy weet, en so gaan die mensdom aan, en hulle gaan aan, en hulle gaan aan. En die mense raak meer, en hulle word net meer boos. En hulle ken God nie meer nie, en God sê, ek is nou moeg vir die storie. Ek is nou baie moeg. Ek gaan die mense uitwis. Maar Noag vind genade in God se oë. Weet, en God sê, ek gaan Noag en sy familie spaar. En God stuur hierdie vloed, en hy wis hierdie hele wêreld uit. Al die sonde, al die boosheid. Weet, en dit is 'n baie goeie plan. En dit sou perfek gewerk het, maar God het een fout gemaak. Hy het van Noag gespaar. Weet, as hy van Noag en sy familie uitgewis het, was die probleem nie met daar nie. Maar toe hy van Noag spaar, toe kom dieselfde probleem maar weer van vore. Wat was die eerste ding wat Noag gedoen het, toe hy uit die ark uitkom? Hy gaan raak dronk. Jy weet, die eerste ding wat hy doen, is hy gaan raak dronk. Jy weet, en daar begin die hele storie weer van vooraf. Noag en sy nageslag vul weer die aarde, selfe probleme. Weet, en God kom, en hy stuur 'n nuwe vloed. Hy stuur 'n nuwe vloed. En aan die kruis van Jesus Christus vloei die bloed. En die woord van die Here sê vir ons, dat ek dit weer 'n keer kan lees. Die woord van die Here sê vir ons die volgende. En hy het saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het, en die skuldbrief wat teen ons was, met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en uit die weg geruim, deurdat hy die kruis vas te naal. Deur die bloed van Jesus, vir hy insettinge wat ons vyandig was, al hy aankla, al hy beskuldigings, wat niemand van weet nie, ek bedoel, ons sien nie die uiterlike goeders, die ander goed wat ons nie eens van weet nie, alles, sê Jesus, en hy word aan die kruis vasgenaal. Nou ek weet nie van jou nie,
Maar as God sê, ek vergewe jou alles, wat beteken alles? Dit as ek sê, ja Stefan, ek vergewe jou alles wat jy aan my gedoen het, dan kan dit nou beteken alles waarvan ek weet. So wat van die goed waarvan ek nie weet nie? Sluit dit alles in? Of as ek sê ek vergewe jou alles, is dit alles tot nou toe? En wat van môre en oormôre? Sluit dit ook alles in. Maar wanneer God sê ek vergewe jou alles, dan sluit dit alles in tot die dag wat jy doodgaan. Die prys, die volle prys is klaar betaal vir alles. Weet jy dit? Nou kan baie ouens dink, o, dis nou 'n vrywaar, ek kan nou doen wat ek wil en is klaar vergewe. Weet maar, as dit die attitude van jou hart is, om te sê, ek gaan nou net aangaan en ek gaan net leef soos ek wat beleef, dan beteken dit, jy is nie gewederbaar nie. As daar nie 'n begeerte is na heiligmaking, 'n begeerte is om sonde agter jou te plaas nie, wil ek vir jou amper sê, luister, jy moet gaan kyk of jy regtig jou hart vir die Here gegee het. Want die Here sê, wanneer hy jou wederbaar, verander hy jou hart, hy haal hierdie hart van klip uit en hy plaas daarin 'n hart van vlees. 'n Hart wat begeer na God, wat sê, Here, help my. Ek sukkel nog met hierdie ding, maar ek bring dit aan die lig, ek wil nie meer deel nie. Ek wil nie meer met hierdie ding rondloop nie. En jy is op jou knie en jy soek, en jy is by die aangesig van die Here. En jy soek hy vryheid. Weet julle wat is so awesome is? Die Bybel praat van boeke. Hy sê elke persoon se naam is in boeke geskryf. En onder aan jou naam is daar hierdie lyste van alles wat jy verkeerd gedoen het. En ek praat nie nou net van verkeerd doen fisies nie. Verkeerd dink, verkeerd praat, verkeerd begeer. Alles word opgeskryf, die Here kyk na alles. Weet jy nou, kom ons vat 'n voorbeeld. Weet nou sê hy dalk, waar is die blaai? Kom ons kyk bietjie hier na Quentin Erasmus se boek. En hy sê, jong, die Here het ons hierdie lysie reëls gestel, so 10 reëls wat ons moet byhou, en hy sê, gebod nommer 1 het Quentin 2.300.050 keer oortree in sy lewe. Gebod nommer 3, hy het 'n bietjie vasgehaak, jong, is oor 20 miljoen. Dit is rondom sommer af. Weet hy gaan so deur hy lys, en dit is die hele lange lys van alles wat ons gedoen het. En dan kom Satan en hy sê, kyk hy lys, jy kan nie vir daai ou in die hemel laat ingaan nie. Jy kan nie daai ou regverdig laat uitgaan nie. Kyk hy lys. Weet en dan kom Jesus by die Vader en sê, ek het gesterf vir hom. My bloed het gevloei vir elkeen van die 20 miljoen keer wat hy gebod nommer 3 oortree het. Hy sê, my bloed het gevloei vir hom en hy het iewers in sy lewe het hy 'n keuse gemaak en gesê, Here, U het gesterf vir my, Here, ek werp my heeltemal op U prys, op U bloed. En dan kyk God, dan kyk hy na die lys en dan sê hy, ek kyk na dit deur die bloed van Jesus. Weet en hy vat daai geskribbel en hy draai hom om en hy sê, wie, daai lys is spierwit. Daai lys is skoon. Onder die bloed van Jesus, onder die prys wat betaal is daar nie meer 'n aanklag nie. Daai aanklag is aan die kruis vasgenaal. Maar weet julle hoe werk die duiwel? Hy is baie slim. Hy vat hierdie lys van jou. Hy het 'n groot fotostaatmasjien daarbo. Die Here sê ons mos die duiwel is bo in die hemel. Hy sê ons aanklaar. Hy kla die broers en die susters dag en nag aan. So hy vat daai evidence teen jou. En dan gaan klaar jou aan. Dan sê God, nee, maar dit is klaar onder die bloed. Maar jy weet, hy wil nie daar stop nie. Dan vat hy lys met sy groot fotostaatmasjien. Dan maak hy koppies. Dan vat hy al jou foute. En dan gaan wys hy dit vir Stefan. En dan gaan wys hy dit vir Theo. Weet, en dan kyk almal na jou foute en dan kyk ons na mekaar se foute. En dan wil ons nie mekaar vergeet. Dan loop ons met hierdie goed in ons harte rond. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as die bloed van Jesus goed genoeg is vir God,
om jou te vergewe, dan moet dit goed genoeg wees vir jou, om jou vrou, om jou man, om jou kinders, om jou pastoor, om jou vyand te vergewe. As die bloed van Jesus nie goed genoeg is vir jou om iemand te vergewe nie, dan is daar fout in jou hart en jy ken nie Jesus nie. Jy kan nie met goed in jou hart rondloop en nie vergewe nie, terwyl jy wil hê God moet jou vergewe nie. Dit kan nie so werk nie. Dit kan nie so werk nie. Weet, ek wil vanoggend vir jou vra, wat kom wys die duiwel vir jou oor jouself? Wat se naam wil hy vanoggend vir jou sê, draai jy? Kom gooi hy elke dag jou foute voor jou? Dalk hoor jy boodskappe by mense, sonder dat hulle dit sê. Maar dalk het jy jou hele lewe lank 'n boodskap gehoor van, you're not worthy. Dalk het sekere sirkels jou weggestoot, mense het jou weggestoot. Jy is nie waardig genoeg, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie welkom nie. Dalk het al in 'n kerk gebeur, mense het jou die boodskap oordra en sê, man, ons sien jou nie eens belangrik genoeg nie. Mense praat met minagting van jou. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit is 'n leuen uit die put van die hel uit. God kyk met verwondering na jou. Jy is in sy beeld geskape perfek. Hy het vir jou elke talent en elke gawe wat hy vir jou gegee tot verheerliking van hom. God maak nie foute nie. Daar's nie nog 'n persoon soos jy nie. En God, dit was nooit sy wil dat jy dalk alles moes deurgaan wat jy deurgegaan het, al die pyn en al die lyding nie. Maar God kan daai situasie vat en hy kan dit omdraai en hy kan jou so kragtig gebruik. Weet, dis nie God se wil dat mense mekaar moet beledig en sleg sê nie. Dis nie God se wil dat ons met hierdie valse identiteit moet rondloop in die wêreld vir ons goed moet toeëien nie. Dat jy 'n verkeerde naam het van jouself nie. Weet, ek weet nie wat gebeur dalk in jou huwelik wat vir jou laat voel, luister, ek het nie 'n plek hier nie. Ek is dalk net goed genoeg om kos te maak en skoon te maak. Dis al waarvoor ek goed is, of ek net goed genoeg vir die ander ding. Julle weet waarvan ek praat. Of ek is die minste by die werk, ek is net goed genoeg om die donkiewerk te doen. I don't know. En jy voel die hele tyd jy word gemisbruik. Jy voel die hele tyd jy's in die pad. En later begin jy so voel, as jy na God toe kom, het jy nie vrymoedigheid nie, want as mense my so sien, dan moet God my ook seker so sien. Ek is 'n wurm. Weet, ek vlieg kite onder die mat, het Japie altyd gesê. Ek is so laag, ek kan 'n kite vlieg onder die mat. Ek wil vanoggend jou sê, dis nie hoe God na jou kyk nie. Toe hy gesê het, daai skuldbrief wat teen jou is uitgedelg. Vir die prys is betaal. Jody, ek wag vir die dag dat hierdie bakkie klaar betaal is. Dan vat ek daai kontrak. Jy weet, en al die skuld wat teen jou was, dan vat jy hom en skeer hom op. Jy sê, die ding is nie meer geldig, die kontrak is betaal. Die prys is betaal. Jy weet, ek hoef nie meer met die goed rond te loop nie. Dis verby. Ek het nog eentjie om te gaan. Maar ek moet sê, Here, wil ek hom nou klaar betaal, so ons maak dit 'n gebedsaak. Maar jy weet, dit is verby. Die aanklag wat Satan teen jou het, is verby. Ek weet nie vanoggend of jy al regtig by 'n punt gekom en jy gesê het, Here, nou wil ek uitvind wie is ek. Ek kom met my gebrokenheid. Ek kom met my stikkendheid. Ek kom met hierdie verkeerde motiewe in my hart. Weet, daar's niks waarvoor Jesus nie gesterf het nie. Maar as jy bereid genoeg om te sê, Here, ek bring dit in die lig. Ek moet sterf vir myself, want jy weet, ons probeer ons eie identiteit hou. Ons probeer dit beskerm, so ek vertel nie vir mense die goed dat ek regtig in my hart ronddra nie, want wat gaan die mense sê as hulle moet weet? Weet jy, ek het vanoggend, toe ek so 'n bietjie dink en voorberei, so, ek het meer gehoorship in die huis, maar ek dink nou, mense is banger vir emosionele sterf, as wat hulle bang is om fisies te sterf. Mense sal eerder fisies beklei vir hulle eie lewe, voor hulle iets van hulle self in die lig moet bring, vir die vrees van wat gaan mense sê. Hulle loop met hulle dis hoekom ek sê, weet, dit wat regtig belangrik is in ons lewe, is die goed wat die binnekant is. Die liggaam gaan verby. Maar mense is banger om goeders in die lig te bring vir die vrees van, wat gaan my familie sê as hulle weet? Wat gaan Pietie sê, as hy moet weet, jong, ek dink sy vrou is baie mooi.
vat 'n simpel voorbeeld. Of wat gaan mense sê as hulle moet weet ek het rassistiese neiging in my hart. Goed waarmee ek rondloop. Of ek het trotsheid in my hart. Of as donkerte in my hart. Wat gaan die mense sê en ek het hierdie vrees. Ek kan dit nie in die lig bring nie. Die oomblik as jy met daai goeders in jou hart rond, dit beteken dit jy wil nog nie sterf in jouself nie. 'n Dooie mens worry nie wat ander dink nie. En ek wil vir jou vra vanoggend, hoe desperaat is jy om vry te kom? Jou persentasie of jou bewys van dit wat jy in die lig bring, is 'n bewys van hoe ver is jy bereid om te sterf. Ek sê nie vertel vir almal alles nie, laat die Here jou lei. Maar as jy wil vrykom, bring jy goeders in die lig. Dat die Here het my so oortuig van daai ding in my lewe. Satan werk in die donkerte. Allei garra, smetterige goeders is in die donkerte. En hoe langer jy hom wegsteek daar, so hoe meer hou vas het en hoe meer groei hy. Weet, ek wil vanoggend afsluit en vir jou vra, wat se naam het jy? Het jy 'n goeie naam in hierdie wêreld? Probeer jy 'n goeie naam in hierdie wêreld bou deur jou titeltjies en jy probeer goeie werke doen en jy sê vir almal, kyk waar is ek betrokke, kyk hoeveel geld gee ek weg, kyk wat doen ek, kyk, ek is oral betrokke op elke raad en ek is oral, maar ek probeer net hierdie goeie naam kry. Want eintlik in jou hart glo jy eintlik, luister, ek is 'n niks. Ek het die validation van mense nodig. Ek het mense nodig wat my op die skouer sit en jy's Quentin, ons is so trots op jou. Jy het so oulik gedoen. Jy's 'n wenner. En sonder daai ding dan voel jy nutteloos, sonder dat iemand vir jou sê dan weet jy nie wie jy is nie en jy skarrel rond en jy's onseker. So ons probeer met ons goeie werke. Here, kyk my blare, kyk al my blare wat ek opplak. Here, ek het alles gedoen vir U. Dalk het jy 'n slegte naam vanoggend. Dalk is jy die outcast. Dalk het jy nog net, amper sê ek 'n lelike woord, nou ons is aangevang. Dalk was jou hele lewe nog net 'n mislukking. Alles waar jy gevat het jy gewerk nie. Mense stoot jou weg as iemand wat melaats is, jy's sleg. Oral waar jy beweeg, hoor jy hierdie boodskappe, man, jy gaan dit nie maak nie. Moenie eens probeer nie. Ek het die vorige keer toe ek hierdie boodskap gedeel het, ek gepraat oor myself en goeie. Ek wil nie nou te veel ingaan daaroor nie, maar my hele lewe lank het ek maar met hierdie gevoelens rondgeloop van jy pas nie in nie. Jy lyk anders. En ek is my hele lewe lank het ek daai boodskap gehoor. Jy weet van kleintyd af as jy mag gespot oor hoe jy lyk. En die duiwel het vir my kom maak glo, luister, as fout met jou. Die Here het 'n fout gemaak. Jy pas nie in nie. En elke negatiewe ding wat gebeur het, die duiwel het vir jou gesien, nee, dit is so. Ek het jou gesê dit is so. En as jy 'n ding lank genoeg hoor, dan begin jy hom glo. En dan sien jy jouself so, en jy ag jouself nie waardig nie, en jy staan terug, en jy is onseker. Maar die Here is besig in die laaste ruk in my lewe. En hy is besig om groot goeders te doen. En hy is besig om 'n amazing werk in my lewe te doen. En ek kan vandag hier staan en sê, ek moes al 'n paar goeders deurgaan. Maar ek kon net vrykom toe ek die goeders in die lig bring. Toe ek vir die Here sê, Here, maar dis hoe ek myself sien. Dis wat ek die hele lewe lank gehoor het. En ek moes op 'n punt kom vra, Here, is dit hoe jy my sien? Nie Bybelversies quoteer en sê jy's in die beeld van God geskaap, want ek ken hulle almal. Ek ken dit in my kop en in my hart glo ek dit nie. Daar's 'n helse lange journey van jou kop af tot in jou hart om dit seker te maak dat God jou oortuig. En ek moes daai journey stap en dit was pynvol. En ek moes goeders in die lig bring en ek het in 'n groep gesit. Ek was op 'n kursus gewees. Ek het vir die Here gesê, ek bring alles wat in my lei op die altaar sit ek aan neer. Ek hou niks terug nie. Ek worry nie wie wat weet nie. Ek wil uitstap met 'n nuwe identiteit, 'n nuwe naam in wie ek is in die Here. So ek weet nie wat is dalk vanoggend, dalk het jy 'n baie slegte naam. Dalk voel jy nie eens waardig nie. Ek wil vir jou sê, God kyk na jou met ander oë. Die bloed van Jesus was skoon. Die bloed van Jesus genees. Die bloed van Jesus rig op. Die bloed van Jesus maak bekwaam. Die bloed van Jesus rus toe. Dat jy kan wees wie God jou geskaap het om te wees. Nie wie mense sê jy moet wees nie, wie God wil hê jy moet wees. En God het nie ander mense se opinies nodig nie. God weet wie hy jou geskaap het om te wees.
En jy het nie ander mense se validation nodig om te weet wie God sê jy is nie. Al staan jy alleen. Bota, is jy wakker? Kyk gou aan die kap, ja, kyk my uit die boekie aan asseblief. Weet en dalk het jy vanoggend glad nie 'n naam nie. Jy het nie 'n goeie naam nie, jy het nie 'n slegte naam nie. Dalk is jy vanoggend, jy is net daar. Jy is net 'n nommer. Jy weet, hierdie mense wat jy ons so bel, en dan wil hulle iets van jy verkoop, meneer Erasmus, hulle ken nie so naam nie. Dis net, is jou nommer, ID nommer, whatever. Dalk is jy maar net, jy voel, ek is net nog 'n nommer. Niemand worry oor my nie. Ek is nie goed nie, ek is nie sleg nie, ek is net daar. Weet as ek doodgaan, sal hulle my nie mis nie. Is nie dat hulle sê, dankie tog, hy's weg nie. Of, ai, shame, ons gaan hom mis, hy's net weg. En jy voel dat, ek is niks werd. Ek is net nog 'n nommer. Het voel soos ons nou met lockdown is. Jy weet, jy moet inkom en jy moet blaadjies invul en nommertjies neerskryf. Jy het maar net nog iemand getoets word, né? Jy gaan maar net aan. Daar's geen behoefte aan, hoe gaan dit met jou, wie is jy regtig en hoe affekteer die goeders in jou nie? Jy gaan maar net aan deur die lewe. Dalk as jy vanoggend sê, yes, ek weet nie. Ek dink die Here sien my ook maar as nog 'n nommer. Hy het nie 'n plan vir my nie, ek weet nie waarvoor is ek geskape nie, ek weet nie hoekom ek hier is nie. Hy het nog met my gepraat nie, my gebede bly in die ceiling. Dit is of God net nie belangstel in my, ek is net 'n nommer. Ek moet nie my sê die duiwel lieg vir jou. Ek wil afsluit van ons gedeelte in Lukas 16. Hy sê, daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Dink ons na die ideale leefstyl, né? En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, en hy was vol swere, en hy het voor sy poort gelê. So hy het voor die ryk man se poort gelê. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel afval. Hy het verlang na die minste en hy kon dit nie kry nie. En hy sê, selfs die honde het gekom en sy sere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En hy het in die doderyk sy oë opgewef. Ek moet daai stukkie lees. Wat so my so uitstaan hè. Op aarde het hierdie ryk man het hy in die regte kringe beweeg geloof. Hy was na elke party toegenooi. Hy was nou net die man. Almal het hom geken. Almal het geweet waar hy bly. En Lazarus was hierdie bedelaar, vol melaatsheid, vol sere, vol uitroep, vol behoefte. En hulle kom tot sterwe. Maar as jy hierdie gedeelte kyk, in God se oë het die ryk man nie 'n naam gehad nie. Hy is net die ryk man. Daar was geen titel nie, is net die ryk man. Lazarus wat niks op aarde gehad het 'n naam gehad by God. God het hom by sy naam geken. En ons probeer so baie keer, wil ons 'n naam vir ons maak op aarde met ons besittings, met ons titels, met ons range, met wie ek is en wat ek gedoen het en hoeveel geld ek het. En ons roem op dit, is ons naam, dit is ons identiteit. Maar is jy bereid om te sterf? Is jy bereid om jou drome, jou ideale, jou begeertes, alles op die altaar te plaas? Dis Here, ek sit alles vandag op die altaar om 'n naam te hê by U. Ek sit alles. As U nou vir my sê, verkoop asem, gaan bly in Zimbabwe, en deel pap uit, sal ek dit doen. Dan is God se plan vir my lewe. Is jy bereid om die prys te betaal? Weet ek het gesê, ons tema aan die begin is 'n nuwe land, nuwe naam. Die meeste van ons wil die nuwe land ingaan, ons wil die promises hê. Maar voor jy die beloofde land kan ingaan, moet jy eers deel met 'n naam. Ek het die titel as prins omgedraai, want jy moet eers 'n nuwe naam kry voor jy 'n nuwe land kan ingaan. Jy moet eers deel, daar waai my skuld by die weg. Jy moet eers deel met die goeders wat in jou hart is. Jy moet eers vrykom en God moet vir jou sê hoe hy jou sien.
Jy weet, daar's 'n naam bo alle name. Johannes 19 vers 9 sê, en Pilatus het die opskrif geskrywe en het op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus, die Nasarener, koning van die Jode. Weet, hy het dalk gedink, hy doen dit as 'n bespotting. Maar God het daar aan die kruis gesê, wie is daai man wat daar hang? God het daar gesê, toe Pilatus daai naam papier af vaslaan aan die kruis, het hy gesê, wie is hierdie Jesus? Koning van die Jode. Dis jou verlosser. Dis jou saligmaker. Dis jou geneesheer. Dis die een wat jou vry maak. Ek weet nie wie is Jesus vanoggend vir jou nie. As ek vir jou dalk het 'n kruk om jou deur te help en te sê, Here, ek brand vas hierso, want nou kry ek 'n goeie naam in die wêreld, die Here, so gee my meer geld, gee my meer status, gee my meer titels. Is dit jou Jesus? Om jou eie aardse naam op te bou? Of is jou Jesus die een wat jy sê, alles gaan oor hom. Ek is bereid om alles in die lig te bring, want hy het klaar die prys betaal vir alles. Ek is bereid om te sterf, om my naam, sodat die naam so deur die modder gesleep word, ek worry nie wie wat dink en wie wat sê nie, solank is wat Jesus iets van my sê en iets van my dink. Openbaring 2 vers 17 sê die volgende, wie 'n oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Hoor nou mooi, blaaitjie, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n keersteen, en op die steen 'n nuwe naam, geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat het ontvang. Wanneer God vir jou die naam gee wat hy vir jou het, ander mense gaan dit nie verstaan nie. Dis 'n saak tussen jou en God, wat jy in jou binnekamer kry, op jou knie kry, wanneer jy die goeders aan die lig bring, dan kry jy die nuwe naam wat God vir jou het. Wie sê hy is jy? Ander mense se name maak nie saak nie. Ek sluit af met Jesaja 43. Hy sê vers 1, maar nou so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nie die wêreld se naam vir jou nie, nie jou naam vir jou nie, ek het jou by jou naam geroep, wie ek sê jy is, waarvoor ek jou geskape het, Louis. Ek het jou by daai naam geroep. So jy moet vanoggend kies, en 'n besluit neem en sê, Here, ek loop dalk vir jare rond met 'n fake ID. Here, ek het hierdie naam wat die wêreld my gee, het ek my eie gemaak. Ek is besig om 'n leuen te leef, ek is besig met bedrog, want ek is nie wie u sê ek is nie. Ek is vals, ek loop met hierdie goeders rond. Weet, om 'n nuwe naam te kry, gaan 'n paar goeders met gebeur. Vergewe jouself. Vergewe jouself vir dat die leuns wat jy geglo het oor jouself. Die leuns wat jy geglo het dat Satan in jou hart kom plant het, deur ander mense, deur omstandighede, deur goeders wat gebeur. Vergewe jouself. Vergewe vir Farao. Vergewe die ouens wat jou in gevangenskap geplaas het. Vergewe die ouens wat die goeders oor jou spreek, deur woord of net deur daad, hoe hulle jou laat voel, deur hoe hulle jou behandel. Hulle maak jou nie deel van die groep nie. Hulle nooi jou nie uit, jy kry daai boodskap die hele tyd van, you're not worthy, you're not good enough. Vergewe hulle. Die laaste punt wat ek wil sê is, reageer op God se roepstem. Reageer op God se roepstem. Daar gaan dit kos dat jy jouself verneder. Dalk moet jy 'n paar goedes in die lig bring om te sê, Here, ek moet gaan regmaak teenoor mense. Ek moet gaan regmaak, my attitude was nie reg nie, ek het 'n verkeerde boodskap aan hulle oorgedra. Vergewe my, en gaan vra hulle vir vergifnis. En laat maar toe dat jou kop gewas word, want ek weet hoe werk dit gewoonlik. Ons dink as ons een keer jammer gesê het, die ander mense is nou net happy met dit. Laat hulle sê, laat hulle kan deel met wat hulle gekry het.
Want ek weet hoe gaan mense aan, dan sê hulle, maar ek het mos nou jammer gesê, kom bring jy dit weer op, maar laat hulle toe, dat hulle kan genesing kry, dat hy goed in die lig kom. Reageer op God se roepstem. Reageer op wie hy sê jy is. Ek praat nie nou hier van Bybelversies nie. Dit kom van 'n revelation van God af. Paulus moes 'n Damaskus ervaring beleef om te weet wie God gesê het hy is. En ek glo jy kan nie weet wie God sê is voor jy nie 'n Damaskus ervaring het nie. Anders te bly het net mooi versies wat jy ken in jou kop, maar in jou hart is jy nie oortuig nie. Matteus 17 vers 16 tot 23. Aan hulle vrugte sal hulle julle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe of dorings van mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. En geen goeie boom dra slegte vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Hoor wat sê Jesus? Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Ek wil hierdie versie beklemtoon. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in baie kragtige dade gedoen. Hoor wat sê Jesus? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my julle wat ongeregtigheid bewerk. Die vraag is nie ken jy vir Jesus, die vraag is ken Jesus jou. Is julle verhouding van so 'n aard dat jy kan sê, ek ken hom. Weet en ek wil vanoggend vir jou sê, 'n ou weet net, jy weet net wat in jou is. Wanneer jy pressure kry, kan almal my sien, ek hoop so, maar in elk geval. Weet, hierdie is nou 'n suurlemoentjie, en hy is baie fyn soos hy nou is. Maar as jy wil weet wat binne hom is, druk hom. Die situasies in die lewe wat so druk plaas, wys vir jou wat is binne in jou. Dit wys vir jou waar is die tekortkominge, wat moet Jesus nog werk. En ek sê nie almal gaan perfek wees nie. Maar jy weet, wanneer God kom, en hy word gewederbaar, en hy word gevul met die Heilige Gees, dan kom jy, dis wat hy sê, jy het vlees en gees, is 2 helftes. Maar hulle is eintlik 1. Maar hierdie kant word vol ingespuit van die soetnis en die genade en die liefde van God. So die hele ding word gedruk, maar deur watter een jy beweeg. Jy kan of suurlemoen uitgooi, of jy kan liefde uitgooi wanneer dit druk, of jy kan vergifnis uitgooi, en jy kan versoening, wat ook al. Dis 2 keuses wat uitkom. Waardeur word jy gelei, is of die vlees of die gees. En al 2 saam nou op hierdie oomblik in elkeen van ons lewens. Partykeer maak jy 'n fout en jy opereer in die vlees. En daar's 'n woede by wat uitkom. Maar dan kom die Heilige Gees en hy sê vir jou, gaan maak reg. Dan wandel jy weer deur die vlees, bring dit in die lig en sê, jong, ek was vleeslik. Ek het 'n oomblik van swakheid gehad. En Jesus sê, ek het gesterf daarvoor. Ek het dit is vasgenaal aan die kruis. Hy het geweet daai uitbarsting gaan kom. Maar as jy dit in die lig bring, hy sê wanneer ons sondes bely, wanneer ons sondes bely, hy getrou en regverdig en hy sal ons vergewe. Maar dis 'n harde hart. Is 'n verbitterde hart wat nie jammer sê nie. Wat nie goed in die lig bring nie. Wat is 'n trotse hart wat sê ek gaan nie dit in die lig bring nie want wat gaan die mense sê? Dit gaan oor jouself. Dit begin by sterf in jouself. Om uit die donkerte te kom, om die blare af te gooi en dis die Here, dis wat dit is. Dis wat dit is. Ek weet nie of ek nou in die mic moet vat nie. Ek weet nie van die wat vanoggend hier sit nie. Dalk het jy nog nooit op 'n punt gekom dat jy dalk het jy religious groot geword en het gesê, Here, ek gaan maar aan in my lewe. Ek het nog nooit op 'n punt gekom wat ek gesê, Here, nou wil ek sterf vir myself, ek bring dit in die lig. As dit dalk jy vanoggend is, wil ek vir geleentheid gee en sê, klim met jou kar uit, klim agter die bos uit. Staan net langs jou kar, ek wil net aan jou gebed doen. As jy voel, ek wil goeders in die lig bring. Ek het nog nooit, dankie vir jou
Ek het nog nooit regtig 'n kommitment gemaak in my lewe nie. Ek was maar altyd betrokke by die kerkgoeders, my goeie werke was my identiteit, ek het nog altyd geroem in dit. Die Here wil vanoggend vir jou naam gee. Dankie julle. Dankie. Weet ek, God eer wat julle nou doen. Want dit is hier wat 'n ou sterf in jouself en sê, Here, ek is klaar, ek bring dit in die lig. So ek sê vir julle baie dankie. As daar nog iemand is, dankie. Ek gaan net nie lank uitrek nie. Dink almal wil ook seker aangaan. So daar waar jy nou vanoggend staan, wil ek net vir jou vra, kom na die Here toe. Jy gaan jou eie gebed bid. Ek gaan net saam met jou bid, maar dis 'n saak tussen jou en God. Jy weet wat jy wegsteek, jy weet die goeders in jou hart. Bring dit nou na die Here toe. Sê vir hom, Here, ek bring dit. Ek wil 'n nuwe naam hê. Ek wil klaarmaak met hierdie ou dinge. Ek wil klaarmaak met hierdie dinge wat my vasgehou het in my lewe. Ek wil klaarmaak, ek wil vrykom, ek wil losbreek. En ek bid dat die Heilige Gees jou sal lei wat jy volgende moet doen. As jy moet gaan regmaak, as jy moet gaan wat ook al doen. Wees gehoorsaam. Kom ons buig die hoofde. Ons Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Heiligmaker. Here, die een wat krag het, die een wat genesing bring, die een wat vernuwe, die een wat opwek wat dood is, Here. Here, ons het vanoggend gehoor, Here, van die begin af was ons is doodgebore, Here. Here, maar U kom en U sê, ek bring lewe in oorvloed. En vanoggend bring ek elke persoon wat die besluit neem om te sê, Here, ek trap uit. Ek bring die goeders in die lig, Here. Here, U sien hulle harte, U sien hulle uitroep, Here. U sien hulle wil nie meer aangaan nie. My Vader, dankie wat U elke persoon ingesluit by die prys. Here, en ek bid dat U vir elke persoon die naam gee wat U vir hulle het, die identiteit wat U vir hulle het, die planne wat U vir hulle het. Here, U bring dit nou deur die Heilige Gees en U maak dit vas in hulle harte. Here, Satan sal nie meer vir hulle lieg nie, Here. Ek bid dat daai kamers, daai oop deure wat daar was van Satan om vir hulle te lieg, Here, dat dit toegemaak word in die naam van Jesus. Ek bid die kosbare bloed van Jesus oor elkeen, Here. Dat hulle sal staan in die autoriteit en die identiteit en die doel waarvoor U hulle geskaap het. Here, nou wil ek bid vir elke ander persoon wat hier sit. Here, wat dalk in 'n mate leuns in hulle harte het oor hulle self, hoe hulle self sien. Here, wil ek nou bid dat U waarheid sal deurbreek. Here, dat daai prentjie wat op die troon van hulle hart sit oor hulle self, Here, dat U dit sal afwerp. Here, dat hulle dit sal afhaal, Here, dat U sal kom en U daai plek in hulle hart sal neem, Here. En wie U sê hulle is. Here, dat hulle nie beangs hoef rond te kyk en mense se opinies hoef na te jaag en omvergewerp word deur gevoelens en goeders wat gebeur nie, maar dat hulle sal staan op wie U sê hulle is. Nie oor dit 'n versie is nie, maar oor U dit vasmaak, oor U dit self reveal deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Here, baie dankie dat elke persoon wat vanoggend 'n saak reggemaak het met U, Here, dankie dat hulle kinders van U is. Here, dankie dat daai skuldbrief uitgedelg is. Here, dankie dat hulle vryheid kan ervaar in U. Here, en ek bid, Here, dat ons, nie net ons hier nie, ons as gelowiges, Here, dat U ons oë en ons ore en ons monde sal aanraak, Here, oor hoe ons met mekaar werk. Here, oor watter boodskappe ons aan mekaar oordra. Here, oor hoe ons identiteit oordra. Here, dat ons dit sal doen onder leiding van die Heilige Gees. Here, dat ons woorde met sout besprinkel sal wees, dat ons sal opbou. Here, dat ons vir mekaar sal bid eerder as om mekaar te beledig. Here, dat ons die ware vyand sal veg, Here, nie mekaar nie. Here, dat die kerk sal opstaan, Here, as lig en sout. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek gaan nou net so vir ou laas, baie dankie julle. Ek is trots op elkeen van julle, hoor. Julle is awesome. Ek wil net vir ons afsluit. Stefan, wil jy net kyk daar by my ma vir die drywersappie, man. Ekskuus. Ek wil graag vanoggend vir ons afsluit net die gedeelte om te lees. Oor die nagmaal. So as julle ietsie saamgebring het om saam met ons nagmaal te bedien, wil ek vra, gebruik dit.
as daar 'n man in die kar is, jy is die koning, priester, profeet in jou huis. Jy is die een wat die rigting aangee. Jy is die een wat wys wie God is. Vat die vrymoedigheid en bedien jou huisgister met die nagmaal. Ek lees vir ons in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys dat julle saamkom nie. Saamkom nie ten goeie nie, maar ten kwade, want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit, want daar moet ook 'n partyskappe onder julle wees om die beproefdes onder julle openbaar, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Weet jy, ek het baie gedink oor die gedeelte. En ek glo daar moet ook partyskappe en risies wees, want baie keer dan wys die Here vir jou wat onsekerhede daar in jou hart is. En hy gebruik mense ook om vir ons te wys, daar's dalk leuns in jou hart dat jy glo oor jouself, oor wie die Here jy sê jy is. So, as jy dit ervaar in jou lewe, vra vir die Here, waar kom hy ding vandaan? Wat is daar wat daar nie hoort nie? Want in Jesus is jy aanvaar, geliefd, perfek, genees, vry. As jy dit saamkom en dan wil dit nie sê dat die een die nagmaal van die Here eet nie. Want as jy eet, gebruik elke keer sy eie ete en die een het honger en die ander een is dronk. Vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Ekskuus, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op aanwaardige wyse hierdie brood eet, of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Jesus se liggaam is gebreek, sodat jy 'n naam kan hê by Jesus. Sodat jy 'n naam kan hê wie God jou geskaap het om te wees. Sy bloed het gevloei sodat jy kan wees wie hy jou geskaap het om te wees. Ek wil amper so ver gaan te sê, as jy op onwaardige wyse dit gebruik, wil ek sê, dis as jy dit doen, nie in die persoon wie God jou geskaap het om te wees nie. Wees vry in wie God jou geskaap het om te wees. God het jou lief, jy is geskape in sy beeld, met 'n identiteit, met 'n doel, en hy is opgewonde oor jou. So, kom ons gebruik die nagmaal. Onze Hemelse Vader, baie dankie dat U ons by ons naam geroep het. Here, dankie dat ons vry kan wees. Vry kan wees van die leuns van Satan. Vry kan wees van skuldgevoelens. Vry kan wees van die foute wat ons gemaak het. Here, vry kan wees van die leuns en
die bedrog wat die duiwel wil kom en ons maak glo oor homself. Here, en ek bid nou soos wat 'n nagmaal gebruik is, Here, dat daai woord lewendig sal word in ons binneste. Here, maar dat ons sal dryf om uit te vind wie U sê ons is. Here, nie wat ander mense vir ons sê en ons bietjie in ons vlees wil boost nie. Here, maar dat ons in ons binnekamer, Here, op ons knie, Here, sal toelaat dat die lig van die Heilige Gees, Here, ons oortuig in ons harte. Here, dat ons op dit sal staan op die onwankelbare rots, Jesus Christus. Here, en baie dan, Here, soos die windjie nou so opsteek, voel dit vir my die Heilige Gees kom en hy waai net skoon. Here, dankie dat U kom met die Heilige Gees, Rababantalabatitaia. Here, dankie dat U kom met die waai skoon. Here, dankie dat U nou genees, dankie dat U nou oprig, dankie dat U nou herstel, Here, en vry maak in die naam van Jesus. Here, ons is wie U sê ons is. Here, ons is meer as oorwinnaars. Ons is tot alles in staat. Ons is die geregtigheid van God in Jesus Christus, Here. Here, dis wie ons is. Here, dis wie ons geskaap het. U het ons geskaap om lig te wees. U het ons geskaap om sout te wees. Here, U het ons geskaap, Here, om in vrede van God te wandel. Here, en ek verklaar dit oor elke een vandag hier. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek weet nie van Paul iets wil deel nie, ek sien hy staan oor, so hy staan nie met die foon. So ek wil vir elkeen sê, baie dankie dat julle opgekom het, ek hoop nie dit was te lank nie, maar mag julle 'n geseënde Sondag hê. Ons gaan weer by die eerste hek uitbeweeg, en dan, as jy gesê het, gelei voel, net iets saamgebring, gooi dit in die mandjie, gaan alles van my, nee ek grap sommer, so ja, gaan in die vrede van die Here, mag julle 'n geseënde Sondag hê. Blessings.